Môre, 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 hoe gaan dit by julle? Dis 'n nuwe dag en dis koud, maar dit maak nie saak nie. My hart is warm. Ekskuus, die Here leef. Hy leef binne in ons en daarom kan ek en jy elke môre die goedheid van die Here van vooraf beleef. Dis lekker om volgens saam met julle te wees en ek wil graag 'n versie saam met julle deel. Dis in die bergpredikasie, dis een van daai geseënd wees uitsprake en dit staan in vers 5 van hoofstuk 5 Matteus. Daar staan geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Die sagmoediges. Ja, weet julle, ons het hierdie kwartaal nogal op baie maniere met mekaar gepraat oor die feit dat ons baie keer maar bietjie sagter harte nodig het, nê? Ons weet hoe ongenaakbaar, hoe hard die wêreld kan wees, hoe hard mense teenoor mekaar kan wees. En hoe ons baie keer kruis en dwars sommer net oor mekaar se harte kan trap, nê. En wanneer ons maar toelaat dat die Gees ons harte kom brei, dan word 'n mens anders. Dan sien jy mense soos wat hy hulle sien. En dan het jy 'n dieper begrip, jy het 'n voller bedeernis vir mense. En wanneer ons hulle dan beskou vanuit 'n hart van liefde, dan verstaan 'n mens dieper. Dan is 'n mens minder veroordelend en dan is my manier van praat sag. Nou, sagmoedigheid klink dalk vir ons soos 'n swak term, maar weet julle, sagte mense is mense wat nie toelaat dat mense oor jou loop nie, maar dat jy toelaat dat jou liefde oor hulle loop. Ons kyk nie mense se foute mis nie, maar ons kies eerder om op mense se mooi ook te fokus. En sagte mense is nie mense wat rondgestamp word nie. Nee, ons kry dit eerder reg om brûe te bou oor riviere, sodat mense oor die strome kan kom. En sagte mense is hulle wat sterk gewortel is. Dis mense wat vir ander mense skaduwees gee. En ek en jy kan net vir mense skaduwee gee, as ons toelaat dat God se lig oor ons skyn. So hoe sag is jou hart? Om sagmoedig te wees is nie 'n swak term nie. Dis net om soos Jesus te leef. Om met sagte, begripvolle oë te kyk na almal. Om hulle verskille ook te koester, om hulle te waardeer. Dis iets om Jesus te wees. Dis iets om soos hy te leef. Dis iets om hom raak te leef in die wêreld wat ons elke dag betree. So mag jy dan vanmôre geseënd genoem word, omdat jy eerder kies om sagmoedig te wees en nie toe te laat dat die seer en die swaar van ander jou onderkry nie. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. Hemelvader, vandag wil ek in u liefde wees, sodat ek sag kan wees. Ek wil sag wees soos u, soos wat Jesus my wys. Help my om dit te doen. In u naam bid ek dit. Amen. Baie dankie julle. Julle moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag verder hê. Ons gaan môre voort. Totsiens.